1 Samuel, hoofstuk 30. Dawid en sy manne het 3 dae later by Siklag aangekom. Toe vind hulle uit dat die Amalekiete strooptogte uitgevoer het in die Suidland, die Negev en Siklag afgebrand het. Geen inwoners van die stad is doodgemaak nie, maar die Amalekiete het wel almal weggevoer, vroue, kinders, oud en jonk. Dawid en sy manne het die stad ingegaan en gesien dat hulle vroue, seuns en dogters almal weggevoer is en dat die stad tot die grond toe afgebrand is. Hy en sy manne het gehuil totdat hulle nie meer 'n traan kon stort nie. Achinoam, wat van Jesreel afkomstig is, en Abigail, wat voorheen met Nabal in Karmel getroud was, die 2 vroue van Dawid, is ook weggevoer. Dit alles het Dawid in 'n baie moeilike situasie geplaas, want die manne het daaraan gedink om hom te stenig, omdat hulle bitter was oor hulle seuns en dogters wat weggevoer is. Dawid het hom egter sterk gehou en krag in die Here sy God gevind. Toe sê Dawid vir Abjatar, die seun van Ahimelech, die priester, ek dink dit is tyd dat jy die skouerkleed nader bring. Toe bring hy die skouerkleed. En Dawid vra die Here, moet ek hierdie bende agterna sit? Is dit moontlik om hulle in te haal? En hy antwoord hom, sit hulle agterna, want jy sal hulle inhaal en almal red. Dawid en die 600 man saam met hom het onmiddellik vertrek. Daar by die spruit van Besor het daar van die manne agtergebly. Dawid en 400 van sy manne het egter voortgegaan, terwyl 200 man, wat eenvoudig net te moeg was om die spruit van Besor oor te steek, daar agtergebly het. Iewers langs die pad het hulle 'n Egiptenaar gekry en hom na Dawid gebring. Hulle het brood en water vir die man gegee om te eet en drink. Hulle het ook vir hom 'n vyekoek en 2 rosynnekoeke gegee, sodat hy sy kragte kon herwin, want vir 3 dae en nagte het die man nie nat of droog oor die lippe gehad nie. Toe vra Dawid vir die man, vertel my aan wie jy behoort en waar jy vandaan kom. Die man antwoord toe, ek is 'n seun van Egipte en die slaaf van 'n Amalekiet. 3 dae terug het ek siek geword en my eienaar het my net hier gelos. Daar in die Suidland, die Negev, het ons strooptogte uitgevoer by die Kretense, asook in Juda en Kaleb. Siklag is ook deur ons afgebrand. En Dawid vra, sal jy my na die bende toe vat? En hy sê, ek sal u na die bende toe vat as u my voor God beloof dat u my nie sal doodmaak of aan my eienaar sal uitlewer nie. Die Egiptenaar het hulle na die bende se skuiling toegeneem. Toe hulle daar aankom, lê die bende die hele wêreld vol, besig om van die buit te eet en te drink en fees te vier, want hulle het 'n baie groot buit uit die grondgebiede van die Filistyne en Juda met hulle saamgebring. Net voor sononder het Dawid en sy manne hulle aangeval en die geveg het geduur tot die volgende aand toe. Behalwe 400 manne wat op kamele gespring en so ontvlug het niemand anders weggekom nie. Dawid het sy 2 vroue en al die res van die mense en goedere wat deur die Amalekiete geroof is, teruggevind en gered. Hulle het niks as vermis aangemeld nie. Nie 'n seun of dogter of iets daarvan wat die Amalekiete geroof het nie. Dit alles is deur Dawid teruggevind. Daar is ook deur hom beslag gelê op al die beeste en die kleinvee. Dit is deur sy manne voor die res van die vee aangejaag en daar is gesê, hierdie buit behoort aan Dawid. Die 200 man wat te moeg was om oor die spruit van Besor te trek, het Dawid en die res sien aankom en hulle tegemoet gegaan. Daarop vra Dawid vir hulle hoe dit gaan. 'n Paar van die niks nutte tussen die manne wat saam met Dawid gegaan het egter gesê, hulle het nie saam met ons gegaan nie. Daarom kan hulle ook nie deel in die buit nie. Elkeen kan sy vrou en sy kinders kry en dan gaan. Dawid het geantwoord, broers, dis glad nie hoe dit werk met die buit wat die Here vir ons gee nie. Die Here was met ons en hy het daardie bende in ons mag oorgegee. Hoekom sal daar nou enigstens na julle geluister word? Ek sê dat die buit gelyk op gedeel moet word tussen die wat deelneem aan die geveg en die wat pakgoed oppas. Van daardie oomblik af het dit 'n vaste reël in Israel geword, wat vandag nog staan. Terug by Siklag het Dawid van die buit wat geneem is na die leiers in Juda, sy stam gestuur en gesê, ek stuur 'n geskenk vir elkeen van julle uit die buit wat gevat is by die Here se vyand. Die buit is na die volgende leiers in Juda gestuur. Die leiers van Bethel, Ramot in die Suidland en Jatter, Aroer, Sifmot en Estimoa, Rachel, die dorpe van Jeragmeel
en die Keniete, Gorma, Bor-Asan en Atag, asook Hebron en die ander plekke waar Dawid en sy manne vertoef het.